Goeienaand geliefdes en welkom by vanaand se aanlyn Bybelstudie. Dit is my voorreg om weer vanaand vir ons te lei in hierdie Bybelstudie. En ons kom vanaand eintlik by 'n hartseerpunt uit waar ons dan nou gaan kyk na die laaste gedeelte in die eerste brief van Johannes. Dit was vir my 'n voorreg om met hierdie brief deur te gaan en saam met u die kosbare waarhede te ontdek wat daar in hierdie brief is. Ons sal dan nou van volgende week af met 'n splinter nuwe boek in die Bybel begin. So hou ons dop en maak seker dat jy inskakel om dit ook te sien. Kom ons begin vanaand se Bybelstudie dan net op die regte manier. Ons sluit die oë en dan bid ons vir 'n oomblik saam. Here Jesus, baie dankie vir die grootheid en die rykdom van u genade. Dankie vir u liefde. Dankie dat u ons deur hierdie aanlyn Bybelstudie gevat het in die laaste tyd, dat u daar was met elke uitsending, dat u gespreek het deur die woord en dat u 'n verskil in ons lewens daardeur gemaak het. Vader, help dat hierdie Bybelstudie nie maar net 'n akademiese oefening sal wees nie, maar dat ons werklik daarna sal kyk en die waarde daarvan sal sien en dit in ons lewens sal begin toepas. Dat ons daardeur en daaruit sal kan lewe en lewe vir u. Dat ons lewens mag leef soos wat die disippels geleef het, Here, wat totaal en al aan u oorgegee was en vir u uitgeleef was. Baie dankie my Here dat u vanaand ook saam met ons sal wees, dat u hierdie woorde deur u Gees aan ons sal kom open en dat ons dit ook sal gebruik tot verheerliking van u naam. Ons loof u Here Jesus tot in ewigheid. Amen. Nou vanaand se gedeelte gaan ons begin kyk na die laaste 3 of 4 verse hier in die boek van 1 Johannes. En ons kyk na hoofstuk 5, vers 18 tot 21. Nou vers 18 begin met, ons weet dan dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat aan hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. En dan sluit hy af met 'n waarskuwing teen enigiets wat nie in die Here Jesus Christus is, wat die waaragtige God en die ware lewe is nie. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. Nou, ek wil graag hê dat ons weer versie vir versie deur hierdie gedeelte gaan kyk. Ek gaan die notas hier vir ons so aan die kant hou en ek gaan hier vir ons net so 'n bietjie begin kyk wat hier aangaan. Nou die heel eerste ding wat ek wil hê dat ons moet oplet as ons kyk na vanaand se gedeelte, is die feit dat elkeen van hierdie versies baie pertinent met die woorde ons weet dat begin. En mens kry dit hier aan die heel begin van vers 18, die heel begin van vers 19, en dan met die woordjie en wat hom net bind en afsluit hier aan die einde van vers 20. Nou, daar's in hierdie gedeelte baie meer as net 3 dinge wat gesê word, maar hierdie 3 dinge is amper Johannes besig om sy 3 punte van sy boodskap, van sy preek, dan nou op te som en baie duidelik te kom stel, sodat as iemand dit dalk gemis het in die gedeelte wat hy nou net behandel het, dat hulle dit dan volkome hier sal kan sien. Nou ons begin by hierdie eerste gedeelte hierso, en ek dink om hier te begin, kom ons maak die teks 'n klein bietjie groter, dan kan ons lekker sien daarso. Ons begin daar by vers 18 waar hy sê, en ons weet dat elkeen wat uit God gebore is nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat aan hom nie. Nou, 'n baie interessante teksvers hierdie en 'n baie problematiese teksvers. As daar staan en ons vat dit op face value, soos die Engelse sê, dan staan daar elkeen wat uit God gebore is, en dit klink vir my soos 'n Christen, en as ons so moes aflei, sou ons dan nou ook reg gewees het. So as elkeen wat sê hy's 'n Christen is, moet weet, hy sondig nie. Nou, dit het 'n bietjie van 'n groot probleem wat dit vir ons veroorsaak, en een van die groot redes daarvoor is die eenvoudige feit dat ons wel sondig, ons almal sondig, ons sondig dikwels en ons sondig gereeld.
Baie mense meen dat hierdie gedeelte miskien beteken dat 'n kind van die Here nie doelbewus sonde doen nie. En tog moet ek vir die sekeres van die Here doen doelbewus sonde. Party mense sê dat hierdie beteken dat 'n mens nie 'n gewoonte sonde doen nie. En tog moet ek vir die ook erken dat kinders van die Here wel gewoonte sondes pleeg. So wat beteken hierdie eerste gedeelte? Kom ons kyk stukkie vir stukkie na wat hier aangaan. Die eerste enetjie is net hierdie sterretjie wat ek graag vir ons daarso wil hou. Nou, jy kan sien daarso op die skerm vertoon hy nie nou nie, maar as ons om hier kyk in die hoekie staan daar die woordjie wat hier verduidelik word, is die woordjie odia. Nou, odia of oidia is nie 'n woordjie wat beteken kennis in die sin van ginosko, soos ervaringskennis nie, maar odia beteken 'n logiese selfonderhoudend. Ek sien ek het daar baie verkeerd gespel, selfonderhoudende kennis. Met ander woorde, in Grieks is daar twee woorde vir kennis. Die woordjie oudia of oidia en die woordjie ginosko. Nou hierdie oidia beteken boekkennis, nee, kennis wat logies is, kennis wat ek kan verstaan, kennis wat ek kan opdoen, kennis wat iemand met my kan deel. Ginosko, die ander woord vir kennis wat Johannes gereeld gebruik, is 'n woord wat eerder beteken ervaringskennis. So met ander woorde, kennis wat ek opdoen, deurdat ek ervaring opdoen in sekere gebied. Nou, wanneer hy hier praat van weet, gebruik hy hierdie oidia, wat dan nou beteken, ek weet vir 'n feit. En dis eintlik maar waarop dit neerkom, nee. Hierdie ding het ek as 'n waarheid leer ken. Hierdie ding het ek as 'n waarheid leer ken. En dan sê hy dat elkeen wat uit God gebore is nie sondig nie. Nou dadelik skakel dit vir my met 1 Johannes 3 vers 9. En as ons vinnig na 1 Johannes 3 vers 9 kyk, dan sê dit, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou reeds toe ons daardie gedeelte behandel het ons behandel wat dit tog dan nou beteken, as iemand hier, as Johannes hier skryf, elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Nou, voordat ons uitkom by wat die definisie is, en dit vinnig onthou, wil ek tog net noem dat hierdie eerste woordjie gebore, wat eintlik in die oorspronklike taal beteken om die vader van iemand anders te maak, en jy maak van iemand anders 'n vader deur gebore te word. Maar hy sê, omdat ons God 'n vader gemaak het deur sy kinders te wees, elkeen wat uit dit gebore is, kan dan nie sondig nie. So wat beteken hierdie kan nie sondig nie? Nou, ons kan hierdie kant toe of daardie kant toe redeneer, maar miskien is die beste voorbeeld wat ek het, om 'n bietjie van 'n verhaal te vertel. Toe ek so rukkie terug genooi is om by die Bible College daar hoog in Suid-Afrika te gaan klas aanbied, het ons op 'n stadium gepraat oor die idee dat 'n kind van die Here nooit sy saligheid kan verloor nie. 'n Kind van die Here kan nooit sy saligheid verloor nie. As jy eenmaal gered is, dan bly jy vir ewig gered. Daar is mense wat verkondig dat 'n mens kom tot bekering, jy neem die Here Jesus aan as jou persoonlike verlosser en saligmaker, jy word 'n kind van God, hy word jou geestelike vader, maar die oomblik wat jy sonde doen, dan verloor jy alles wat jy gehad het, en dan moet jy van voor af tot bekering kom en jou saak met die Here regmaak. Nou dit is iets wat ons baie duidelik in die skrif sien, nie vir ons geleer word nie. In die skrif word daar vir ons geleer, as 'n mens eenmaal jou saak met die Here reggemaak het, waarlik reggemaak het, dan bly jy vir ewig en vir altyd 'n kind van die Here. Al is ek 'n kind van die Here, 'n werklike kind van die Here, en ek dien die Here met my hele hart en siel, en iets in my lewe loop verkeerd, en ek laat sonde in my lewe toe, en ek doen iets vreesliks, ek laat verskriklike sonde in my lewe toe, en ek kom tot sterwe, voordat ek daardie sonde bely het, dan bly ek nog steeds 'n kind van God. Dink nie reg nie, nee. Maar dit is die grootheid van God se genade. Iemand het dit eendag vir my so verduidelik, en dit maak nogal vir my sin. Hulle het gesê, as ek 'n kind gaan aanneem,
Ek ry daar na waar ook al hulle die aanneemkindertjies hou, en ek besluit, ek gaan hierdie kind aanneem. Ek gaan vir daardie kind 'n vader wees, en daardie kind gaan my eie kind wees. Nou as ek daardie kind huis toe bring, en ek sorg vir hom, en ek bekleed hom, en ek gee vir hom kos om te eet, en ek maak seker alles wat hy nodig het, het hy. Maar die oomblik wat hy ongehoorsaam is, gooi ek hom weer uit op straat, dan lyk ek nie soos 'n baie goeie aanneemvader nie. Ek is baie seker die staat sal na rukkie vir my sê, ek moet maar liewer nie kinders hê nie. Nou, baie mense dink, dit is hoe God met ons is, maar God is nie so met ons nie. God neem ons aan as sy kinders, hy word ons geestelike vader, en dan wanneer ons sonde doen, is hy teleurgesteld. Wanneer ons sonde doen, dan dra ons die gevolge van daardie sonde, dis waar. Wanneer ons sonde doen, dan verbreek dit ons gemeenskap met God, dis waar. Wanneer ons sonde doen, is dit iets verskrikliks wat ons in ons lewens toelaat, dis waar. Dis tot oneer van God, dit maak God seer, al daardie dinge is waar, maar 'n mens bly nog steeds 'n kind van die Here. En ek is by die Bible College, en ek is besig om dit vir hulle te leer, en een van die kinders raak baie ontsteld hieroor, en sê vir my, hoe kan dit dan wees? Iemand lewe sonder die Here, hulle hulle het ergens tot bekering gekom, maar hulle hele lewe is net partytjies, en sonde, en dit, en dat, en daar's geen teken van die Here in hulle lewens nie. Met ander woorde, hulle leef eintlik maar soos wat hulle wil, hulle doen net wat hulle wil, hulle sê net wat hulle wil, hulle gaan net waar hulle wil. En vir so 'n persoon antwoord ek met die woorde van 1 Johannes 5 vers 18. Elkeen wat uit God gebore is, sal nie sondig nie. En wat daarmee bedoel word is, hulle sal nie 'n lewe leef wat gekarakteriseer word aan sonde nie. As daar geen teken van die Here in jou lewe is nie, daar's geen teken van berou in jou lewe nie, daar's geen verhouding nie, daar's geen gebed nie, daar's geen soeke of roepe na God nie, daar's geen nabyheid aan die Here nie, dan is jy nie uit God gebore nie. Want as 'n mens 'n geestelike vader het, dan begin 'n mens daardie karaktertrekke van ons geestelike vader aan te neem. Ons begin praat soos hy, dink soos hy, wees soos hy. Ons laat liefde in ons lewens toe, ons laat heiligheid in ons lewens toe, ons vermy die sonde en ons trek nader aan die Here. En dis die punt wat Johannes hier maak. Hy sê ja, dis vir ons moontlik om hierdie groot voorreg te hê om uit God gebore te wees, maar moenie jouself mislei nie. As jy 'n lewe leef waarvan God nie 'n deel is nie, dan is jy nie werklik 'n kind van die Here nie. In Suid-Afrika, en dis vir my nogal 'n skrikwekkende statistiek, in Suid-Afrika sê die meerderheid van Suid-Afrikaners dat hulle Christene is, dat hulle die Here aanbid. Maar, as ons op 'n Sondag, elkeen van daardie mense wat sê dat hulle die Here liefhet en die Here dien, in 'n kerk moes kry, sou daar nie genoeg banke gewees het in Suid-Afrika om al daardie mense te kan akkommodeer nie. Dis hoe baie mense dit is wat sê dat hulle kinders van die Here is. En hoe lyk die kerke in werklikheid? Hoe gaan dit werklik in die kerk van Suid-Afrika? Nie net in die evangelies gereformeerde kerk nie, maar hoe lyk dit in die kerk in Suid-Afrika? Hoe lyk dit in die kerk van die wêreld? Verseker, bars ons kerke nie uit sy nate uit nie. Verseker, het ons nie 'n oorvloed van sendelinge en predikante en evangeliste nie. Verseker is daar nie 'n oorvloed van Bybelkennis en 'n verstaan van die dieper dinge van die skrif nie. Verseker is daar al 100,000 meer mense wat vandag sê dat hulle die Here dien. Maar, as jy na hulle lewe kyk, is daar niks van die Here nie. En nou Johannes het met hierdie gedagte begin, as jy mooi kan onthou. As ons teruggaan al die pad na 1 Johannes 1 toe, dan sê hy, as iemand sê dat hy in die lig is, maar in die duisternis wandel, dan lieg hy vir homself en die waarheid is nie in hom nie. En Johannes sê dit omdat daar reeds in sy tyd mense was wat so geleef het. Hulle het hierdie idee gehad dat hulle kinders van die Here was. Hulle het hierdie ding vir hulle self gesê dat hulle kinders van God was en dat hulle Christene was. Maar van die lewe, van die bewyse daarvan, was daar niks in hulle lewe nie.
En een van die groot boodskappe van die apostel Johannes is, moenie jouself mislei nie. As jy nie God toelaat in jou lewe, in elke deel van jou lewe nie, dan is jy nog nie 'n kind van die Here nie. Ja, die Here werk met ons. Ek praat nie hier van volmaaktheid nie. Die Here werk met elkeen van ons. En in elkeen van ons se lewe is daar 'n proses van heiligmaking aan die gang, waardeur die Here ons skoonmaak en was en nader aan hom trek en dingetjies van die ou lewe begin afsny en dinge van die nuwe lewe begin bysit en byvoeg. Maar as daar niks van God in jou lewe is nie, as 'n mens dit nêrens kan sien nie, dan is jy nog nie 'n kind van die Here nie. Ek het eendag met iemand gepraat en gesê, ek wil hê jy moet dink vir my, as Christendom vandag uit die geskiedenis van die wêreld uit sou verdwyn, en die Here Jesus het nooit gekom nie, en die volk Israel het nooit deur die woestyn getrek nie, en Adam en Eva het nooit van daardie vrug geëet nie, en ons kom eintlik almal van ape af, as Christendom totaal en al verdwyn van die bodem van die aarde, hoeveel van jou lewe gaan anderster lyk? En die persoon moes aan my herken en sê, eintlik nie veel nie. Eintlik sal ek nog net so aangaan soos vandag. Eintlik sal ek dalk nie eens agterkom, iets is weg nie. Vir daai persoon moet ek sê met 'n gebroke hart en met die hoop dat daardie persoon sal nader trek aan die Here, maar eintlik is jy dan nog nie uit God gebore nie. Maar ek het goeie nuus. Hierdie geboorte is vry vir enige iemand om van deel te hê. Al wat ons moet doen, is jy moet hom vra. Maar nou, Johannes is nie besig om te preek vir die ongeborenes nie, hy is nie besig om te preek vir hulle wat die Here nie ken nie, hy praat juis met hulle wat die Here ken, en hy sê vir hulle, nommer 1 in vers 18, julle het nie 'n lewe wat gekenmerk word aan sonde nie, dis die heel eerste ding. Die tweede ding is, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. Nou, by hierdie gedeelte is daar miskien 'n bietjie van 'n vertalingsprobleem wat dinge bietjie moeilik maak om te verstaan. En om dit net uit te beeld, wil ek graag vir julle 'n paar weergawe van die Bybel kom voorhou en ek gaan kyk of ek hom dalk vir ons so kan deel. Laat ek net kyk of ek hom hier dalk ook kan deel. Ek kry hom nou nie so gedeel nie, dat ek hom eerder terugsit waar hy was. Maar ek wil 'n paar weergawe van die Bybel wil ek vir ons lees en dan wil ek hê dat ons saam moet kyk daarna. So kom ons kyk gou na hierdie versie. Jonge, nou natuurlik, nou dat ek dit wil sien, nou wil hy nie wys nie. Ek moes nou tevrede gewees het. Daar is hy. Goed, kom ons trek hom groter en dan kyk ons gou. So kom ons kyk gou na hierdie versie, vers 18 wat ons hier so kry, nee. In Afrikaans baie mooi, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. En die deel wat ek oor wil praat is hierdie bewaar homself. Nou in die LEB, is die Lexham English Bible, staan daar, we know that everyone who is fathered by God does not sin, but the one fathered by God, he protects him. Okay, so hy bewaar hom. En hierdie hy bewaar hom is eintlik baie getrou in die oorspronklike, want dis hoe dit geskryf word. Nou, dit kan baie maklik verstaan word as bewaar homself. Dis baie goeie vertaling. As ek praat van Kosie daar in die veld, hy kyk na homself, nee? Dan kan ek baie maklik dink dat die hy en die homself verwys albei na Kosie. Maar in die oorspronklike taal is dit wat daar staan, hy bewaar hom. Nou van die ander vertalings, NIV sê, we know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe. En nou verander hy hier so 'n bietjie keeps them safe, die werk dat God die een is, wat seker waaruit hulle gebore is, en dat hy hulle veilig bewaar. In die Nuwe King James weergawe staan daar, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, hy het ook so vertaal, en dan die King James 1900s Bybel sê, is begotten by God, keepeth himself. Nou,
een van die vertalings hierso sê byvoorbeeld dat God die een is wat die veiligheidswerk doen. En ek wil net geïllustreer het, of vir u illustreer, dat hierdie gedeelte vir my baie belangrik is. He protects himself, en dis wat in die oorspronklike teks staan. Nou, as ons so 'n bietjie gaan dink oor wat Johannes besig is om te skryf. Johannes is besig om te sê dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, met ander woorde, elkeen wat gered is, het nie 'n leefstyl van sonde nie, nou sê hy, maar hy wat uit God gebore is, en nou kom hy by, hoe lyk die persoon se lewe wat uit God gebore is? Wel, hy bewaar hom. Nou, ons kan aan die een kant sê, hy bewaar homself, en dit beteken, hy is verantwoordelik dalk om sy eie saligheid te bewaar, of dat hy homself van sonde bewaar, dat hy nie in hierdie leefstyl van sonde in moet val nie, maar 'n baie getroue verklaring vir hierdie gedagte is dat dit God is wat die bewaarwerk hierso doen. Met ander woorde, God, bewaar hom. Nou as ons gaan kyk na die res van die skrif, dan stroop hierdie interpretasie met daardie woordjies, hy bewaar hom. Hoekom sê ek so? As ons byvoorbeeld kyk na die woorde van die Here Jesus Christus, die Here Jesus Christus sê vir ons, ek ken my skape, my Vader het hulle aan my gegee, ek hou hulle in my hand, my Vader is groter as almal, hy hou hulle in sy hand, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader uitpluk nie. En hy skep hierdie beeld van die Vader wat sy kinders binne in sy hand toebewaar, sodat niks of niemand hulle weer kan wegruk van die Here nie. Paulus wat sê, geen dood of engele of lewe of dood of enige ander ding kan my ooit wegneem van die liefde wat daar in die Here Jesus Christus is nie. Nou, ons het nie die mag of die krag om onsself te bewaar nie. As ons nou na die Here Jesus se voorbeeld van skape kyk, is dit miskien 'n goeie manier om daaroor te dink, maar 'n skaap het geen kans om homself te bewaar wanneer daar 'n dief in die skaapkraal inkom nie. Maar die herder kan die bewaarwerk doen. So, daar is twee interpretasies, nie een van die twee is noodwendig verkeerd nie, maar ons kan sê, hy bewaar homself van 'n sondige leefstyl, alhoewel om nie 'n sondige leefstyl te hê nie, is reeds deel van sy natuur, so hy hoef nie veel te doen nie, of dit beteken, God bewaar hom. En dis my begunstigde, dis die een wat ek die meeste by myself skaar. God is die een wat die bewaarwerk hierso doen. En nou hoor wat sê hy, en omdat daar die bewaarwerk gedoen word, omdat ons uit God gebore is, die bose het geen vat aan. Die bose het geen vat aan hom nie. Ek is mal oor die Afrikaanse vertaling, want hy vertaal baie, baie presies wat die oorspronklike taal sê, beteken die bose kan nie aan hom raak nie, die bose kan nie aan hom vat nie. Onthou, en hy gaan dit nou in die volgende gedeelte hier vir ons ook sê, die wêreld lê in die mag van die bose, en ons gaan nou kyk na wat dit beteken, maar die wêreld word verlei, die wêreld word onder die liste, onder die planne, onder die beheer van die duiwel, word hulle almal gereed gemaak en gemars reguit na die poel van vuur toe, reguit na die hel toe, maar vir die kind van God, selfs al sondigheid, vir die kind van God, wat by die Here bly, die bose het geen vat aan hom nie, hy kan nie aan hom raak nie. Kom ons kyk wat sê vers 19. Ons weet dat, so hier is ons tweede ding, en dan sê hy, ons uit God is. Nou kom ons kyk wat sê hierdie nota, hy sê, as ons sê ons is uit hom, dan praat ons dieselfde taal as wat Johannes vroeër gepraat het, toe hy gesê het, God is ons Vader, God is ons bron, met ander woorde, ons kom van die Here af, God is ons skepper. En nou om dit vir ons bietjie duideliker te maak, wil ek graag 1 Johannes 3 vers 1 tot 2 lees. Daar staan, kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het, dat ons sy kinders genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. So, baie, baie duidelik, ons is hierdie voorreg gegee om
uit God te wees, om sy kinders te wees. Onthou, daai uitdrukking om uit iemand te wees, is maar ou taal om te sê, ons is die kinders van daardie persoon. 'n bietjie duideliker miskien selfs is Johannes 4, vers 4 en vers 6, wat sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. En dan in vers 6, ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Met ander woorde, ons is van die Here, ons is sy eiendom, ons is sy kinders, ons kom van die Here af. Nie om te sê, alles wat ons doen is perfek en reg, en ons is gestuur, jy weet, a gift of God vir die wêreld nie. Ons is eintlik tegnies, maar wat ek hiermee bedoel is, ons is deel van God se kring, van God se familie, van God se sfeer. Ons is kinders van die lig, en dis waarop dit neerkom. So nou kom hy met hierdie ongelooflike waarheid in vers 19, ons weet dat ons uit God is. En baie interessant, weer eens hierso gepraat van daardie oidia, waarvan hy praat, daardie kennis wat ek net eenvoudig moet glo, kennis wat ek geleer het, ek het geleer dat ek 'n kind van God is. En dit sê hy hierby, en die hele wêreld is in die mag van die bose. Nou as ons kyk gou na hierdie nota, wat ek hier neergeskryf het, ek sê, die wêreld is 'n gevangene van die bose. Hoekom sê ek dit? Want om te sê iets is in die mag van die bose, is baie naby aan dieselfde taal wat jy sou gebruik om te sê, iemand is 'n gevangene van die bose. Nou om te praat van die hele wêreld is 'n bietjie van 'n tautologie, 'n woordoortolligheid, maar dit verwys nie na die mense in die wêreld nie, maar na die sisteme en beheer in die wêreld, nie die individu nie. So as die Bybel vir ons sê, die wêreld is in die mag van die bose, dan beteken dit nie dat die duiwel 'n mag het oor individue nie. Met ander woorde, hulle doen verkeerde dinge omdat hulle sondaars is. Hulle doen nie verkeerde dinge omdat die duiwel hulle maak verkeerde dinge doen nie. Dit beteken ook nie hier, verwys hy nie spesifiek na besetenheid of na enige sulke tipe dinge nie. Wat hy hier vir ons kom sê is, die hele wêreld is ingestel, is 'n masjien wat werk vir die bose, vir die duiwel. Nee? Met ander woorde, die mense wat in die Here is, wat nie vatbaar is vir die duiwel nie, hulle is nie meer in hierdie wêreld nie, hulle is nie meer onderworpe aan hierdie masjien nie, want dit wat die wêreld wil bereik daardeur, is nie meer vir hulle van toepassing nie. Met ander woorde, die wêreld en die duiwel wil dan met hierdie sisteme, hierdie instansies, hierdie beheer wat hulle oor uitoefen, wil hulle mense se lewens verwoes, vernietig en vermoor, en hulle uiteindelik reg kry vir die hel. Ek meen as mens maar net kyk na die dinge wat in die wêreld aangaan, die oorlog, die geldgierigheid, die absolute verval van die samelewing. Ek meen, Amerika is 'n advertensieblad vir morele en sosiale verval. En al daardie dinge is ingestel, is gereed gemaak om mense reg te kry vir die hel. Met ander woorde, hulle is in die mag van hierdie boosheid en hulle het geen verweer daarvan nie. Maar ons kan gerus wees dat ons nie in die mag van die bose is nie. Ons is uit God, en dan sê hy baie duidelik, en die bose het geen vat op ons nie. Prys die Here daarvoor. En hoe belangrik is dit nie om hierdie evangelie van hoop en ook aan ander te gaan verkondig, sodat hulle ook die mag van die bose wêreld kan ontsnap. Vers 20 is 'n lywige vers, en hierin praat hy van 'n klomp dinge. Die derde, ons weet dat, stelling sê, ons weet dat die Seun van God gekom het, en hier praat hy van daardie eerste koms van die Here Jesus, en dit is vir my so mooi, hoe Johannes sy brief afsluit en begin eintlik met dieselfde gedagte. Kan jy onthou hoe hy begin in 1 Johannes 1? Hom wat ons gesien het, wat ons gevoel het, wat ons ervaar het, wat ons aangeraak het, hom wat ons weet werklik mens was, werklik gekom het, Jesus Christus, en hier sluit hy sy brief af met 'n bevestiging en 'n getuienis om te sê, ons weet
dat die Seun van God gekom het. En natuurlik gee hy hierso hierdie titel aan die Here Jesus, dit word later direk aan hom toegeskryf, maar natuurlik ook hierdie baie belangrike term, hy is die Seun van God. En dan sê hy hierso, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Nou hierdie verstand gegee het, hierdie keer is weer oidia, kennis, maar om die waaragtige te ken is ginosko, ervaringskennis. So kom ek vertaal dit dan in 'n manier wat Jakobus se lesers dit miskien sou kon verstaan. Hy het ons die verstand gegee om die waaragtige te kan ken. Met ander woorde, hy het ons die nodige kennis gegee, hy het ons die nodige verstaan gegee, hy het ons die nodige skrifte gegee, hy het ons die Heilige Gees gegee om hierdie skrifte aan ons te kan oopbreek, sodat ons die waaragtige, die regte een, die ware God, deur ervaring kan leer ken. Dis waarop dit neerkom hier. Ons mag 'n verhouding hê, ons mag gemeenskap hê met die skepper van die hemel en aarde, met die waaragtige een. En dan verwys ek weer terug na hoofstuk 1 toe wat hy sê, hoekom skryf ons hierdie brief? Ek dink is vers 4 en 5 van hoofstuk 1 sê, hoekom skryf ons hierdie brief? Wel, ons skryf hierdie brief sodat ons met gemeenskap met mekaar kan hê, en ons gemeenskap is met God die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En dit is die tweede belydenis. Jesus het gekom, en hy het gekom om ons te leer hoe ons God kan leer ken. Dis die twee belangrike dinge wat hy hier kyk kom. En hy sê, en ons is in die waaragtige. Ons is in die waaragtige. Ons het gemeenskap met die een wat waarheid is. Hy verwys in alle waarskynlikheid hier na God die Vader, maar in die volgende klousule word die Here Jesus ook hierby ingesluit. So, ons mag hom ken en ons kan in die waaragtige wees. Met ander woorde, hierdie is nie net vriendskapskennis nie, maar hierdie verhouding wat dan nou begin is, hierdie verhouding wat aangeknoop is 'n verhouding wat ons het met die waaragtige Seun van God, waarin ons sy kinders is, en hy ons Vader. Prys die Here vir dit. En dan kom hy nou verder natuurlik, en hy sê, in sy Seun, het ek nou weggeraak daar, in sy Seun, Jesus Christus. En dan gee hy, ek het dit hier in groen vir ons onderstreep, een van die kragtigste stellings van Christologie in die hele Bybel, in my opinie, 'n baie duidelike, baie regheid, baie oopstelling hier, so hy sê, hy, die Here Jesus Christus, is die waaragtige God. Hy was nie net 'n profeet nie, hy was nie net 'n goeie mens nie, hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Nou, toe ek hierdie versie lees, het ek nogal gedink oor daardie laaste frase, en die ewige lewe. Dit is maklik om vir my om te dink aan Jesus as die waaragtige God. En in my gedagtes, Jesus is God, daar's geen vraag daaroor nie. Maar, wat beteken dit as ek sê, Jesus is die ewige lewe? En die antwoord daarop is eenvoudig. Jesus is die inkarnasie van die ewige lewe wat God vir ons wil gee. En deurdat ons die Here Jesus leer ken, ervaar ons en deel ons in die ewige lewe. Met ander woorde, die ewige lewe is nie iets wat ek eendag sal kry wanneer ek sterwe nie. Dis iets wat ek nou reeds ontvang het die dag toe ek die Here Jesus leer ken het. Want as ek sê, ek het die Here Jesus Christus aangeneem, dan sê ek het die ewige lewe aangeneem. As ek sê, dat ek die Here Jesus leer ken, dat ek die Here Jesus ervaar in my lewe, dat ek my lewe aan die Here Jesus gee, dat ek myself aan die Here Jesus toelei, dan getuig ons van hierdie nuwe, ewige lewe wat God in ons skep. En dan sluit Johannes natuurlik af met 'n baie eenvoudige gedagte: bly weg van enigiets anders behalwe hierdie waarheid. Dit is vir my so 'n kosbare manier waarop hy sy brief afskryf, 'n eenvoudige herinnering om te sê, dink net hoe wonderlik is dit dat die Here Jesus gekom het sodat ons God mag ken, die regte God mag ken. En in hierdie leer ken wat ons doen, ervaar ons, ontvang ons en deel ons
'n ewige, waaragtige lewe en gemeenskap met die Here. Prys die Here, is dit nie wonderlik nie? My vriende, vanaand sluit ek af met 'n baie ernstige vraag, en dit is of u die Here Jesus Christus waaragtig in die lewe ken. Daar's 'n baie belangrike manier hoe ons kan agterkom of ons hom ken. Wel, vers 18 sê, as ons uit God gebore is, dan het ons nie 'n leefstyl wat gekenmerk word aan sonde nie. En hiermee wil ek amper insluit 'n godsdienstige lewe wat gekenmerk is aan sonde, want 'n mens kan ook maar godsdienstig en nog steeds sondig wees, 'n lewe wat gegee is aan die sonde en aan diself, of is jou lewe werklik gegee aan die Here Jesus Christus en aan hom alleen? Want, en hier is die uitnodiging, as jy jou lewe vir die Here Jesus gee, as jy hom aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan hou hy jou vas. Dan beskerm hy jou teen die bose. Dan neem hy jou aan as sy kind. Dan maak hy seker dat jy hom en die Vader kan ken deur sy koms, deur sy skrifte. Dat jy hom as in waarheid kan ken. Die Here Jesus Christus, die een wat van ons geword het, God en lewe. As jy die Here Jesus nie ken nie, neem hom vanaand aan. En as jy die Here Jesus in werklikheid ken, loof die Here. Want wat 'n groot en ongelooflike voorreg is dit nie om die ewige God, die Here Jesus te kan ken. Mag die Here u elkeen seën, mag die Here u genadig wees en mag die Here u in sy liefde toevou vir ewig en ewig. Aan God al die eer. Dankie dat u ingeskakel het en hierdie Bybelstudie saam met my deurgestap het. Ek hoop dat dit vir u iets beteken het en dat u ook gretig is om die volgende week te begin. Kom ons loof die Here, kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons u mag ken. Aan u, o Here, alle lof, alle aanbidding, alle eer en dankbaarheid van ons lewe. Ek loof u, Here Jesus, omdat u die waaragtige God en die ewige lewe is. Ontvang die aanbidding, die lof van ons harte. Vader, as daar iemand is wat vanaand nie u ken nie, maar luister, dan vra ek, Here Jesus, dat u aan hulle hartsnare sal kom trek, dan vra ek dat u deur die Heilige Gees met hulle sal spreek en dat u hulle sal nooi tot bekering, tot lewe. Aan u, o Here, alle eer en aanbidding. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Mag u 'n rustige aand verder hê. Totsiens.